Dankie, jy kan rustig die plekke inneem. En dan terwyl jy gaan sit, kan ons sommer ons oë saam toemaak en dan Here vir u al die lof en die eer bring. En eintlik maar net declare dat u die God is van hemel en aarde, van lewe en van die dood. Aan u kom die lof en die eer toe, Here. Amen. Net so een of twee praktiese reëlings voor ons aangaan met die res van die diens. Ons vra om verskoning dat dit 'n bietjie later is, maar ek dink almal sal verstaan dat daar maar altyd 'n uitdaging is. Baie welkom aan elkeen van die ouens op Facebook Live. Die musiek is ongelukkig gemute vir julle. Ons vra verskoning daarvoor, maar dis is Facebook regulasies, ons kan niks daarmee maak nie. Die musiek is gemute, maar die res van die verrigtinge sal julle wel kan volg. Ons gaan van hier af, as ons klaar is hier, gaan ons na die Sterkfontein begrafplaas toe. Verkeer begelei ons nie, so ons is op ons eie aangewese. Ons gaan hier in Gouldstraat afry, tot in New-Dela en dan afbeweeg begrafplaas toe. Skakel maar jou kar se ligte en hazards en alles aan, asseblief. Ander verkeer kan sien dat ons in 'n stoet ry. As jy iewers by 'n kruising kom, veral by Mansfield se groot kruising daar by Robert Broom, wees maar wag maar by die lig. Ek dink nie die mense gaan weet ons is in 'n stoet nie. So wees rustig daar en dan kan jy oorbeweeg. Ek dink ook hulle het 'n stuk van daai pad geteer nou, so ek dink selfs die padmerke is nie baie duidelik nie. So wees asseblief versigtig by daai kruising. Ons sal mekaar by die begrafplaas voorwag, so jy kan rustig wees. En dan as ons klaar is by die begrafplaas, jy welkom om terug te kom. Parkeer jou motor in die terrein en dit sal veilig wees en jy is welkom 'n bietjie saam te kom kuier. En die foyer sal reggemaak word vir al die saam kuier en eet en te drinke. Jy is so baie welkom. Ek gaan nou so reël dat ek gaan eers vir ons 'n kort video insetsel speel, 'n lied, en daarna gaan ek 'n klomp foto's en hulle gaan in stilte wees. 'n Klompie foto's so laat deurskrul en dan Julie gaan ek vir jou kans gee om te praat, dit reg so. En dan is ek aan die woord vir die res van die tyd. So kom ons sit sommer rustig en dan kyk ons rustig na 'n klompie wonderlike woorde en incredible foto's.
Ek het besluit vandag gaan ek nie baie dankie sê nie. My dankie gaan nou net wees, baie dankie aan almal vir alles. Die res van die dankies sal ek nog doen en sê. Dankie aan ons moeder, want as dit nie vir haar was nie, was ons nie almal hier saam nie. Moeder, ons wens jy kan eerder saam wees hier om met ons te vier, maar ons vier jou wel vandag. Ons almal Alice bands vir jou aan, en ek het jou skoene aan. So vandag stap ek my tree in jou voetspore. Kleintyd het ons almal gewonder hoekom ons ma Muka moet noem. Dis wat sy gekies het. En ons het nooit geweet wat dit eintlik beteken nie. Ek weet nie of sy geweet het nie. Ek het vir elkeen van ons kinders gevra, gee vir my ietsie wat julle haar van onthou. Kobus het gegoogel en gesien, die naam Muka beteken peaceful nature, soft spoken, en even in Japanees, dit beteken budding flower and sprouting beauty. My liewe moeder, dit was jy deur en deur, oor en oor gewees. Jy was iemand wat vir ons soveel liefde, soveel genade, soveel uitreik. Jou body language was love, 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 all over. Van die klein kinders het ek boodskapies gekry, van hoe jy vir verjaardag vir hulle klein gesiggie lekkers gegee het, en R5 plus 'n kaartjie gegee het, want ek het gekla, hou op kaartjies koop, so dankie vir die R5 ook daarby. Shanike het gesê hoe jy saam met haar 'n blikkie kondensmelk gesit en eet het, met 'n lepeltjie terwyl jy 'n movie gekyk het. So het elkeen van ons eie herinneringe. Ek noem dalk nou nie almal hier nie, maar in ons almal se harte het ons elkeen daai herinneringe. Ek gaan nie by jou kom staan, want ek wil graag, ek weet jy was 'n bietjie een oor nie so lekker gehoor nie, so ek gaan naby jou staan. Ons weet in die hemel, hoor jy nou, jy sien, en jy dans, en jy juig. Maar ek moet vir julle deel, hoe ons liewe moeder was, ons Muka was. Even when she was sick, when she was feeling bad, she never complained. If you would phone and say, I can't come because I don't feel so well, she would say, I understand. She never ever complained. She never ever said, I'm tired, I'm sore. She always understood. Dankie vir die kere wat jy verstaan het, moeder, as ons nie by jou uitgekom het nie. En ons is jammer vir die kere wat ons dalk nie geluister of gesien het, as jy wel af en siek was nie. Muka was in the old age home in Maria, and there she reached out in her own special way. If somebody was sick, she didn't always know who was lying in the room. So what she would do is she would go to the person's door and she would just check in and wave. At that time, her sight was going and her hearing was going. But she sang. God gave her a voice. She sang hymns. She stood in the doors and she sang. Hymns like, as die rol daar afgelees word. O Heer my God, die Onse Vader. Oupa se boslied, wat die liedjie was toe ons ingespeel het. So moeder, dankie dat jy die kere toe jou eie uitreik gegee het en die Here vir jou stem gegee het om nog te kon sing, al was dit hoe krakerig. Dankie vir die kere wat jy jou keyboard gespeel het en vreugde gebring het onder al jou mede-inwoners. Dan wil ek met julle deel hoe goed die Here was aan Muka se einde. Muka het huis toe gekom van die hospitaal af na my huis toe. Die dag voor sy gegaan het, was dit onweer gewees. 'n week voor het die week weer onskriklik toe die dokter gesê het, ons begin dink,
hierdie is nie 'n goeie prognose nie, dat ons mekaar huis toe moes neem, was die wind onstuimig, en dit het gereën, en ek het gevoel, die hele natuur huil saam met ons. Die dag, Vrydag, was dit dieselfde onweer gewees, en die Saterdag het die son geskyn, and God gave her a good day to come home. Son het geskyn, ons almal was daar gewees, oupa het gevra, kan ons braai, en ons almal was na kamer, in en uit, vensters oop, son geskyn, ons het gelag, ons het gesels. In die middag, toe loop daar 'n marching band in die straat af, en hulle basynmusiek uit. So thank you, Lord, for giving her a good day to go. Ons liewe moeder, ons is en sal altyd ongelooflik lief vir jou wees. Baie dankie vir die liefde wat jy uitgestraal het. 1 Korintiërs 13 het jy uit en uit geleef. Aan die einde het jou liefde geseëvier. Bly dit voort in elkeen van ons harte. Dra ons elkeen 'n stukkie daarvan. En ons dank jou daarvoor. Tot ons weer ontmoet. Ek dink almal het in die boekie in plaas van die gewone begrafnisbrief 'n Engelse aanhaling, Engelse stuk gekry. Jy kan rustig saam met dit lees, 'n life well lived. Welcome to a celebration of Muka's beautiful journey. She was graced with living a full 85-year life. To all of us, she was the steady anchor and the gentle heart of our family. A woman who loved unconditionally and carried herself with so much grace. She had the most beautiful soul. She was a light in our lives, and quite simply, she was a legend. Above all, Muka's life reflected her love for God. Her faith was a foundation, and she always had a song in her heart, especially her beloved hymns and gospel songs. Her heart was endlessly caring, and as a wife she was committed, never gave up, and always looked out for her husband, Odir, as she would call him. This was a reflection of her deep love for him in a marriage that lasted 66 years. As you look through these photos, you'll see the joy she brought into our lives and the effortless elegance she brought to every room. Whether she was wearing her favorite Alice band, her matching necklaces and earrings, or simply dressing to the nines just for an ordinary day, she carried herself with a beautiful pride. Her love for the piano was just a reflection of the music, color and devotion that she carried inside every day. She leaves us with a legacy rooted entirely in love and a melody of faith that will play on forever, not just in our hearts, but in the heart of everyone she met and every life that she touched. Ek gaan een uitsondering maak. Baie dankie vir daai woorde wat jy vir mekaar geskryf het. Baie dankie vir die ongelooflike liefde wat jy vir mekaar gehad het. Wat jy het. Vir die devotion, Danica. Ons almal is lief vir haar, maar jy het daai ekstra bietjie lief gehad. En sy was daai ekstra bietjie lief vir jou en ons het nooit gemind. As jy die klein bietjie meer blou oog was nie. Ek dank jou uit my hart, my kind. Jy's altyd 'n staatmaker. Dankie dat jy vir oupa ook gebring het vandag.
Ek is lief vir jou met my hele hart. So een keer 'n jaar, dan het al wat 'n Jood was in die Bybelse tyd, die Ou Testamentiese tyd, het hulle hierdie job gehad, en hulle doen dit met vreugde, maar dit was hulle werk gewees om in Jerusalem uit te kom. Daar het hulle Pasga gehou, en die Pasga was 'n groot fees. Die arme stad Jerusalem het op daai stadium en daai naweek wat hulle die Pasga gehad het, 5-6 keer meer mense gehad. So dit was chock-en-blok vol mense gewees, en gewoonlik het die mense van die verskillende dorpies afgekom, van die platteland af, en het lank gereis om hierdie event, want dit was hulle hoogtepunt van hulle kerkjaar. Dit was, ek weet nie met wat moet ons dit vandag vergelyk in Suid-Afrika nie, maar want Kersfees vertrek almal weg van die kerk af, en Paasfees vertrek almal weg na 'n ander plek toe, en die kerk is eintlik so half bly alleen agter op 'n dorp, maar daai ouens het almal na die kerk toe gekom, en dit was 'n incredible fees. Maar soos hulle nou nader stap van alle rigtings af, was daar 'n klomp ouens wat die job gehad het om die ouens te laat sing. Hulle was die Leviete genoem gewees. Hulle het musiekinstrumente gehad, en hulle so gedreun sang die hele lot, en soos die ouens nou bygekom het, daar die singery net al hoe harder en harder geword. En dan op 'n sekere stadium, dan kom hulle so naby Jerusalem, en dan lê Jerusalem tussen die berge, en dan sing hulle die volgende sang. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal vir my hulp kom? Nou as jy nou iets van musiek weet, moet dit hierdie 'n soort van 'n kanon wees. Die gemeente, die mense sing, ek kyk op na die berge, waar gaan my hulp vandaan kom? Net so 'n bietjie agtergrond. Op daai stadium in die mense wat in die stad in die omgewing gebly het, die heidene, het hulle geglo die gode het in die berge gebly. So as jy wil hulp kry by nie net meer jou boekhouer werk nie meer vir jou nie, jou bankbestuurder werk nie meer vir jou nie, ChatGPT werk nie meer, jy antwoord het opgeraak, dan gaan soek jy raad by die gode. En dan gaan jy na die berge toe en dan gaan soek jy, so hulle agtergrond is, gaan daar iemand daarbo wees wat ons kan help. En dan met die kanon, waarskynlik het hulle dit gesing, en dan kom die Leviete, die koor dansers, en dan antwoord hulle op as hulle, my hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ek gaan net daai een versie lees, want dit vat eintlik die hele Psalm saam, want ons is daar, nee. Ons stap Jerusalem toe, ons stap in 'n nuwe toekoms in, ons hoop daar gaan iets vir ons nuut in die vooruitsig wees. Ons weet, die minister van Finansies gaan nou vanmiddag weer besluit oor die rentekoerse, en ons is bang daarvoor. Ons hoor, daar was nou weer 'n geval in Iran, waar hulle weer begin skiet het, so die oliepryse gaan weer 'n keer klim, daar het gister mooi afgekom het. Ons weet, daar kom 'n nuwe bestel, ons gaan, hopelik gaan ons in die verkiesing, ander ouens hê wat vir ons help in ons dienslewering, ek weet nie, maar ons weet, daar kom iets beter vorentoe, en vir ons as gelowiges, ons weet, daar kom 'n hiernamaals, daar kom 'n hemel, en dis incredible, ek gaan nou iets oor sê, maar dis ongelooflik, ons vergeet dit, maar ons is nou nog nie daar nie, nee. En dis die probleem, ons is hier, kom ons noem dit die interim tyd, tussen nie meer daar nie, maar ook nog nie daar nie. En in hierdie tussenin tyd, het ons so incredible baie vrae. Ek is nou al 35, 37 jaar lank 'n dominee, dis lewenslank. Maar ek kom hierdie jaar agter, tussen my gemeente, dat dis Junie maand, dis einde Mei is net verby. Maar mense is gedaan, hierdie tyd van die jaar al. Gewoonlik verwag mense dit einde Oktober, einde November, dan weet mense is nou regtig waar gaar, hulle wil net almal hulle karavane vat en Hartenbos toe gaan. Maar hierdie jaar kom ek agter, is baie vroeër dat mense net op is, gaar is. En daar het nie veel gebeur nie, of dis dalk die probleem, daar het nie veel gebeur nie. En daar was nie COVID nie, daar was nie hierdie verskriklike goedes wat ons
5, 6 jaar terug gehad het nie. Dit lyk so of makliker, maar mense is gedaan. Hulle is moeg. Hulle sien nie meer daar aan die kant raak nie. Hulle sien nie meer raak. Nee, ons skree eintlik maar so half in stilte. Ek kyk op na iewerster. Wie gaan my help? Gaan ek dit maak? Kom ek maak dit baie van toepassing op julle hiervoor. Dis skaars Moedersdag wat verby is. En sy is nie meer hier nie. En Here, okay, ons weet nou kom hier namaals en al die wonderlike goeders, maar vir ons wat nou hier is, ons gaan suffer hiermee. Ons sukkel om elke dag net aan die gang te wees. En ons gun haar die rus. Ons gun haar om by die Here te wees. Maar vir ons wat agterbly, is hierdie 'n stuk stryd wat ons nie sommer net blaai om en gaan aan môre met jou lewe nie. Of kry net hierdie naweek verby en volgende week sal die son weer skyn nie. Dit lyk vir my die wintertyd het nou ingetree in julle eie se lewe. En gaan 'n mens nou eers hierdie seisoen moet beleef. Ek sou graag wil gehad het ons moet dit net skiep. Ons blaaiend vinnig aan of ons fast forward dat ons hier verby kan kom. Eintlik by September maand kom waar die bloeisels weer uitkom. Maar vir nou lyk dit my soos in hierdie seisoen van winter wat nou net begin het. Nog nie eers voluit aan die gang gekom het nie. En in hierdie tyd sê ons maar waar gaan ons hulp vandaan kry soos die res van Suid-Afrika, julle op 'n ander vlak, die res van Suid-Afrika dalk op 'n ander vlak, want ons is mos net maar gelaagde mense, nee, ons het mos 'n laag wat ons vandag hier bymekaar is om te huil, maar daar's 'n ander laag as jy so 'n bietjie krap, dan's daar 'n ander laag van bekommerd oor jou werk en 'n ander laag bekommerd oor die ekonomie en 'n laag oor bekommerd oor jou kinders en 'n laag, soos as jy so 'n dwars deursnit gaan maak dan lê die laag soos jaarringe van 'n boom, so een vir een en God wil inspreek in elkeen van hierdie laag. Hy wil vir ons sê, kan ek dit vir julle herhaal? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Lank terug in Amerika het die liedjie ontstaan en toe het hy oorgekom na Suid-Afrika toe. Jan de Wet het die liedjie in Afrikaans gepopulariseer. Baie mooi liedjie. Maar ek gaan die Amerikaanse konteks vir jou gee, dan gaan jy so 'n bietjie die liedjie beter verstaan. As jy in Amerika in die Southern Bible Belt, hierdie suidelike gedeelte wat hulle bekend staan as die Bible Belt, as jy daar was en jy gaan op 'n goeie Sondag kerk toe, dan het jy so waarskynlik so gekom met so groot groen grasperk, en dit lyk in die movies nogal so, met so 'n spierwit geverfde kerkie so in die middel van die grasperk. En as jy so nader stap en by die kerkie instap, dan was daar voor in die kerk 'n pastor, 'n swart oom, maar so groterige sterk oom. Met 'n spierwit pak gewoonlik. En so blou sakdoekie wat hier uitsteek en 'n blou das wat daarbey pas. En hy het aan sy ander hand het hy nog 'n sakdoek gehad, maar dis omdat hy preek uit letterlik die spoegspat en hy het homself kort droog gevee met hierdie ander sakdoekie, maar hy het gepreek, maar agter hom het daar 'n koor gestaan. Mamas, meeste van hulle. En hulle het so in 'n halfmaan gestaan en voor die mamas het die pastor se vrou gestaan. Sy was die direkteur geweest. Sy was die dirigent wat hierdie koor aan die sing gekry het. En een van die songs wat hulle gesing het, omtrent weekliks was He's got the whole world in his hands. Jan de Wet hulle het hom vir Afrikaans met hy hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou vir oupa en vir ouma en die kleinste fynste babatjie en ek is 'n goeie oupa, so ek ken die woorde van die liedjies tot in die 1000ste geslag en dis wonderlike sang, hè. Dis wonderlik dat ons kinders en ons kleinkinders daarmee groot gemaak het. Maar te vergeet ons dit. Te vergeet ons groot mense daai woorde. Ouens, ek hoef nie vir julle te sê julle weet dit, maar may I just remind you, He's got the whole world in his hands. In ons hartseer, in ons dramas, in ons bekommernisse, en in ons rou, smart, kan ons in God se hand gaan klim, en hy gaan ons dra. En daar's ander plekke ook wat ons kan probeer. Ons kan op ander bushaltes ook probeer afklim. Ek kan jou waarborg, die goeders gaan help daarso, vir so rukkie. Jy kan iewers by 'n klomp pille vashak, of 'n klomp alkohol vashak, of 'n klomp sport vashak. Jy kan op ander goeders probeer,
Maar die enigste plek, kom ek agter, is as jy in God se hande is. Ouens, ek sê dit weer 'n keer, by so baie begrafnisse sien 'n mens dit, en mense sien mos nou in mekaar se oë wat ons beleef. Daar's twee soorte begrafnisse. Een is hooplose begrafnis, en dan is hoopvolle begrafnisse. En weer 'n keer, jy lees dit in mekaar se oë. Vandag is een van daai hoopvolle begrafnisse, wat gepaard gaan met al die emosies wat ek nou gaan oor praat, maar daar's iets anderster. Daar's hierdie gevoel van, sy het 'n goeie lewe gelei. Sy het baie vir ons beteken in die huwelik, en ek was bevoorreg om hulle huwelikshernuwing te doen 16 jaar terug, toe hulle 50 jaar getroud was. Dit was, kan jy glo, dit so die tyd so vinnig verbygevlieg nie. Goeie lewe gehad, maar dis seer. Maar ons as gelowiges nou, dit sê ons nou maar vir mekaar as gelowiges, weet dat hierdie nie die einde is nie. Ek weet ons liggame gaan agteruit, ons kan net soveel wear and tear hanteer, met 'n motorbotsing, of met kanker, of met watse ander siekte, kan ons liggame net nie altyd aanhou nie. Alhoewel die ouens vir ons sê, ons gaan die ouens wat 150 jaar oud gaan word, is al reeds gebore. So een van ons kinders, se kleinkinders, is dalk al reeds op pad om 150 jaar oud te word. Die mense met navorsing is incredible aan die gang. So ons gaan dalk baie ouer word, tot daar weer 'n COVID ding in tree, en dan is al die statistiek weer de mekaar. Maar ons gaan langer leef, maar iewers is ons is net mense. Ons almal gaan dood. Maar hier is dit wat ons as gelowiges onderskei van die res van die wêreld. Ons sê, die dood is nie die einde nie. Die dood is die oorgang na ewige lewe. En as ons uitstap, gaan ons daai song na luister, die Nuwe Jerusalem. Want dis waarna toe ons op pad is, waarvan sy reeds deel het. Ek en jy sit nog na 'n interim tyd en wag dat dit in Jerusalem gaan kom, dat ons by daai plek gaan kom, maar vir haar is sy reeds daar. En is dit nie amazing nie, want natuurlik sit ons met die seer en die einas, maar vir haar is daai pad van eina en pyn verby. En daarom dink ek is die regte benadering wat julle doen, om dit 'n celebration te maak. Celebration van haar lewe wat was, maar ook 'n stukkie celebration van haar lewe wat nou is, wat saam met die Here is, wat heerlik is. Maak dit ons nou sommer maklik kan aangaan en sê, okay, kom ons gaan aan met die lewe. Lyk my nie so nie. Lyk my daar's maar 'n paar emosies wat ons maar moet verwag. Emosies soos huil is normaal vir ons. Ons gaan huil en dis fyn. Ons is tog so hard op mekaar te sê, maar kom aan, jy kan nie nou huil nie. Kom aan, jy gaan aan met die lewe. Asof dit so maklik is, maar daar's tyd dat ons net moet sommer met stil sit en huil. En mans, kyk nou spesifiek na ons. Iemand het iewers gesê, Cowboys don't cry. Ek weet sy naam is Naas Botha. En ek dink nie ek hou nie van die blou bulle nie, so ek hou nie van Naas Botha nie. En ek dink hy was regtig verkeerd geweest. Nathaniel, wat ek dink nie nooit 'n rugbybal in sy lewe vasgehou het gesê, ons mans moet 'n bietjie in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy spot on. Daar's 'n plek om te huil. Tydens COVID, en ek sê gereeld vir die mense, het ek op 'n stadium daai in daai Delta variant tyd het ons regtig verskrik. Ons het 50 begrafnisse in 60 dae gedoen op 'n stadium. Dit was regtig horrible geweest. En om myself 'n bietjie weer op hoogte te bring en weer te synthesize, het ek 'n artikel gelees en toe staan daar in die artikel, dit is fisiologies 'n feit dat sekere toksiese stowwe net uit ons liggame kan uitgaan deur middel van ons traankliere. Jy kry dit nie uit deur te piepie nie of te sweet nie, jy kry dit uit deur te huil. So mans en vrouens, dis goed om te huil. Moenie net die traantjies afvee en sê ag toe man, dis okay, jy mag maar huil, veral nou. Daar's ook 'n volgende emosie wat ons het, en dis 'n, kom ons noem dit 'n, ek dink nie is depressie in die sin van 'n sielkundige behandeling noodwendig nie, maar kom ons noem dit 'n lae vlak van depressie. Gevoel van ek sien nie vandag kans vir die lewe nie. Ek bel in en sê ek kom nie werk toe nie. Ek wil vandag net so 'n bietjie sulk. En dis fyn. Jy mag so wees. Daar's moments ons net 'n bietjie gaan chill en wat ons net 'n bietjie gaan sê, onthou jy in COVID wat jy met jou pyjamas die hele naweek geloop het, die hele week geloop het? Dis sulke tye, daar moet sulke tye wees, ons sommer net so lae vlak van depressie. Jy hoef nie nice te voel nie en moet ek nou
weer 'n keer sê, joh, ons hanteer dit baie dom. Ons wil vir mense sê, nee, kom, jy moenie nou so 'n bietjie sulk nie, jy moet nou opgecheer wees. Hier's vir jou 'n blommetjie. En ek dink die blommetjies is nice, en die WhatsApps is nice, en die goetertjie, boodskapies is nice, maar partykeer moet ons dalk maar sommer net langs mekaar gaan sit en sê, maar, ek weet jy is down, ek gaan nie vandag probeer opcheer nie, ek gaan sommer net langs jou sit en jou downheid saam met jou vier. Daar's moments ons net kan down wees, ons hoef nie altyd on top of the world te wees nie. Ons het hierdie mooi sê ding wat ons vir mekaar sê, maar mag ek dit nou sommer hard en duidelik sê, dis die grootste nonsens onder die son. Ons sê vir mekaar, die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Dit alles is reg, dit is mooi, dit klink mooi. Klink, genade, jy kan iewers 'n verjaarsdagkaartjie of 'n herinneringskaartjie daarvan maak. Maar dit help niks. In elk geval, sê dit nie veel van my en jou wat is dan soos 'n kaktus hier moet agterbly en nie die mooiste blommetjie is nie, nee. Maar dit is mooi goedjies, maar dit help nie. Ons sê dit kerktaal soos dit anderster. Dominee sal sê dit was die wil van die Here. Dis die regte antwoord, 100%. Maar dit help nie terwyl ons down is nie. Dan wil 'n mens hê mens moet net sommer saam down wees en sê maar deel net my gevoel nou. Want ons wil mekaar deur hierdie fases druk en sê maar kom jy moet uitkom en dit is nie nodig nie. Daar's moments ons kan huil en is fine. As jy vir 3 maande huil, is dit oukei. As jy vir 3 minute huil, is dit oukei. Moenie jouself pressure om te huil of nie te huil nie, of vinniger of stadiger nie. Dis jou ritme. Selfs met die gevoel van down wees. Die derde soort van emosie is 'n emosie van kwaad wees. Kwaad vir omstandighede, kwaad vir jy dalk 'n bietjie meer kon doen nie, as ek maar net dit gedoen het, as ek maar dit gedoen het, en dan later van tyd op 'n stadium dalk self sê, Here sê kwaad en sê maar, Here, hoekom het jy aankom haal? Dis nou reg voor Vadersdag, Here. Hoekom nou? Come on, kan jy nie 'n ander tyd gekry het nie? Kan jy 'n ander manier gebruik het nie? Hoekom, Here? En nou is baie verstaan, genade, die dominees wel moet tog net nie met God beklei nie. En dit is nie die waarheid nie. Die Bybel is vol daar voorbeelde van mense wat regtig met die Here geworstel het. Erg. Jy onthou vir Dawid. Ek wil Psalm 23 is die wonderlikste Psalm seker in die Bybel. Almal ken hom. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Jy sien sommer Dawid staan so stil op 'n rots en sê maar, I'm okay. Maar mag ek jou net een bladsy laat terugblaai? Bladsy 22 van die Psalmbundel. Psalm 22. Begin dieselfde ou wat Psalm 23 geskryf het. Begin so. My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Jy onthou die woorde? 1000 jaar later, na Dawid die Psalm geskryf het, hang Jesus aan die kruis, en dan resiteer hy Psalm 22. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? En dis hoe incredible intens dit is, en God het nie vir Dawid gestraf omdat hy het gesê het nie. Hy sou kry daarmee dat ons kwaad word vir hom. Hy sou kyk met baie keer die vuiste bal. Trouwens 74 van die psalms, byna die helfte, daar's 150. So byna die helfte is wat ons vandag noem klaagpsalms. Lamentation. Daar's trouwens 'n boek wat genoem word Lamentation. Klaagliedere. Daar's Habakuk, daar's Jeremia, daar's Jesaja. Ouens wat met God geworstel het en dis fyn, ons mag. Daar's moments ons so moet wees. Wat ons opkyk na die berge en sê, waar gaan my hulp vandaan kom? En dan kom die antwoord, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Kan ek dit vandag omruil? My hulp kom van die Here wat die aarde gemaak het en die hemel. Hy hou die hele wêreld in sy hand. En ek en jy kan ook maar sommer net in sy hand inklim en sê, hou my net vas. Op sy skoot klouter en sê, Here, hou my net vas. Ek is hartseer, ek is kwaad, ek sien nie kans vir die lewe nie. Ek sien nie kans om te gaan sonder ma nie, sonder my vrou nie. En tog druk die Here ons net stywer vas dan. Word nie defieste in vir ons nie, maar druk ons vas, want hy hou ons almal in sy hand. Here, dankie dat U ons vashou.
Dankie dat jy Tannie Jessie vasgehou het haar hele lewe lank. Of dit nou deur die musiek is, of dit deur haar sagte hart was, of haar toewyding, deur haar hele lewe, Here, het sy geweet, sy is in U hand. En vandag weet ons, sy is nog steeds in U hand. Daar in die hemel is daar 'n huge fees, waar U verheerlik word, en sy is deel van die koor wat sing en sing en sing, wat musiek maak, om aan U al die lof en die eer te bring, en ons wil dit ook vandag doen. Op ons eie beskeie manier, tranerig, krakerige stemme, wil ons ook vandag sê, ons weet, dat U die Here is wat hemel en aarde gemaak het, wat ons ook sal vashou, vir altyd. Amen. Ek wil vra dat jy almal sal staan nou, dat ek vir ons die seën uitspreek, en as ek die seën klaar uitgespreek het, dan gaan ons 'n lied begin speel. Ons gaan nie dadelik begin uitloop nie, maar julle sal die eerste beweging uitbeweeg buitekant toe, en dan sal die res van ons volg. Kom ons gee eers kans vir die naaste familie en die draers, en dan volg ons uit buitekant toe, en dan ry ons in die stoet begraafplaas toe. Kom ons staan asseblief. Mag die genade van Here Jesus Christus, en mag die liefde van God wat ons Vader is, en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid, met ander woorde, mag God drie-enig by ons elkeen wees en bly, forever and ever, want hy hou ons almal in sy hand. Amen.